Ek wil vanoggend vir jou vra, waarheen is jy op pad? Want elkeen van ons is ergens op pad heen met ons lewe. Ons bestaan nie net nie. Ons leef vir iets. Partymal al is dit net jy leef vir jouself, maar ons almal leef vir iets. In ons lewens maak ons doelgerigte keuses om iets te word. Ek is seker van julle ouens wat nou belydenis van geloof af lê, julle het al begin dink oor julle toekoms, oor wat wil ek word, wat wil ek eendag in my lewe gaan doen. Ek is bewus van my seun is nou matriek, so hy het begin hierdie keuses maak, maar wat wil hy word? So ons almal wil iets word. Ons wil vir iets lewe. Maar partymal gebeur die lewe ook en dan omstandighede maak dat mens ergens op 'n plek kom en dan gaan jy aan en jy maak die beste met wat jy het en waar jy is. En partymal leef jy maar net om te oorleef, maar ons almal leef vir iets. Ons almal is op pad ergens heen. Nou, wie jy is en wie jy word is verskriklik belangrik. Wat vir jou identiteit gee, maak ongelooflik saak in ons lewens. Want waarvoor ek en jy leef is belangrik. En daarom vanoggend wil ek vir jou die vraag vra. Waarvoor leef jy vanoggend? Waarvoor leef jy elke dag as jy opstaan? Nie net waarvoor is jy in die kerk vanoggend nie. Waarvoor leef jy elke liewe dag van jou lewe? As die wekker afgaan, jy staan op. Waarvoor leef jy? Nou ons wat vandag hier sit, ons noem onsself Christen. En vir ons is dit nogal belangrik om Christen te wees. Dit sê iets van ons identiteit, dit sê iets van wat ons glo, ons waardes, 'n klomp dinge mag dit vir ons sê. Maar ek wil vanoggend vra, wat beteken dit regtig om 'n Christen te wees? As iemand jou in die straat sou kry, of as 'n kollega by die werk vir jou daai vraag moet vra, sê my vandag, wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat is jou antwoord? Dink gou 'n bietjie, wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy sê, ek is 'n Christen, iemand wat kerk toe gaan, iemand wat my Bybel lees, iemand wat probeer om die regte dinge te doen? Of gaan jy dalk sê, ek is 'n Christen en ek wil volgens God se wil leef. Ek doen wat die 10 gebooie vir my sê, die moeds en die moenies, die reëls wat die Here vir my gee. Dis waarvoor ek leef. Of gaan jy dalk vanoggend kan sê, ek is 'n Christen, iemand wat die lewende God ontmoet het en wat weet hy is lief vir my. En hy sy seun gegee Jesus om my te kom red. Maar hy het my nie net kom red nie, hy het my geroep om hom te volg. En ek leef vir hom. Ek dink dit vat so 'n bietjie iets saam van wat ons as kinders van die Here glo. Is dat ek en jy behoort aan hom. As ons hom aanvaar, dan leef ons vir hom. Ons lees in Handelinge 9 wat die Christene genoem is. In Handelinge 9 word daar die gelowiges beskryf as die mense van die weg. Moet Jesus homself genoem het. Ek is die weg en die waarheid. Maar nou het bekend gestaan, as Paulus die Christene vervolg en hy vra, maar stuur my uit, ek wil hierdie mense van die weg gaan vervolg. Want dis mense wat op weg was. Mense van die weg, ek hou van daai beeld. Dit sê iets van beweging, dit sê iets van groei. Dit sê nie, ons is mense van 'n kerkgebou nie. Dit sê nie, ons is mense net van reëls nie. Maar dit sê ons is op pad saam met Jesus. En op pad saam met Jesus verander ons en word ons nuut. En op pad saam met Jesus, mense van die weg, leef ons nie net saam met Christus, maar ons doen dit wat hy doen. Ek hou van daai beeld. Want Jesus het nie net gekom om my en jou te red nie. Hy het ons geroep. En ek wil vanoggend vir jong mense sê, geloofsbelijdenis is nie die einde nie.
Dit is eintlik die begin van 'n lewensreis saam met Christus. So ek sê vanoggend, ek glo. Dan sê ek glo, maar Jesus het my geroep en het my gered en nou leef ek my lewe vir hom, want ek behoort aan hom. As Jesus mense geroep het, dan het hy nie net vir hulle gesê, glo in my nie. As hy vir Petrus en vir Andreas ontmoet, dan sê hy, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. En elke keer as hy mense roep, dan sê hy vir hulle, oor en oor, volg my. So om te glo beteken, ek kies om saam met Jesus op pad te wees. Ek wil deel wees van sy werk ook in hierdie wêreld. En daarom, die laaste opdrag wat Jesus gee, een wat ons al soveel kere gehoor het, is hierdie belangrike een, gaan dan na alle nasies toe en maak mense my disippels. Daarom as ons saam met Jesus gaan, is dit die opdrag waarvoor ons lewe. Ons sit nie net en wag dat mense na ons toe sal kom nie, na ons gemeente toe sal kom nie. Die opdrag is, gaan en maak disippels. Dit is 'n dinamiese lewe, dis iets van groei, want dis iets wat moeilik is, maar as ek saam met Jesus gaan en ek gaan doen en ek raak gehoorsaam, dan groei ek, die Here verander my, hy gebruik my. Maar daai gaan is, gaan daar waar jy is, gaan wees 'n disipelmaker. By die skool, by die werk, by die huis, saam met jou sportspan waar jy is, raak daar deel van wat Jesus eintlik besig is om elke dag mee besig te wees, om mense na hom toe te roep. Hy nooi ons uit, sy uitnodiging om eintlik sy voete en hande te wees in hierdie wêreld. Om lig te wees in donker plekke. Om liefde te wys daar waar daar verwerping is. Om hoop te bring daar waar mense moedeloos is. Dis waarvoor ek en jy daar moet wees. Om dit wat Jesus kom doen het, by mense te bring. En dit bring ons by een van ons teksgedeeltes vanoggend, wat ek met julle wil deel, in Efesiërs 2 vers 14. Jesus wat kom sê, of Paulus wat kom sê, Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jood en nie Jood, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Ek gaan weer lees. Hy het die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Dit is eintlik 'n ongelooflike prentjie. Sê iets van wat disipelskap is. En dit is wat Jesus begin doen het, en hy nooi ons in om aan te gaan met dit wat hy gekom doen het in die wêreld. Jesus was 'n brugbouer. Jesus het nie mure kom bou nie, maar Jesus het mure kom afbreek. Dit wat mense geskei het, Jood en nie Jood, wat mense vyande gemaak het, hy kom afbreek, hy het al daai goed kom afbreek. Hy die skeiding wat daar was tussen God en ons, tussen mense, het hy kom afbreek, hy die gap kom vul, hy kom betaal daarvoor, sodat ons vrye toegang het. Maar nie net tussen hom het hy die mure kom afbreek nie, maar tussen mense het hy hierdie mure kom afbreek. Hy het 'n brugbouer geword. En as hy ons stuur om disippels te gaan maak, dan stuur hy ons eintlik om brûe te gaan bou, om te gaan na mense toe wat ver is. Ons naaste wat ver is, om uit te gaan, juist na hulle toe. Ons het baie keer in die wêreld vandag doemprofete. Julle het al baie van hulle gesien en baie van hulle gehoor wat net die slegte wil hê. Maar eintlik is die Here besig om te sê, maar ons moet daai mure afbreek en ons moenie hierdie kritiese, hierdie negatiewe hê nie. Want ek is geroep om hierdie lewe in te bring. Ek het gister die voorreg gehad om by 'n organisasie se jaarvergadering te wees en 'n ongelooflike getuienis gehoor van Eric Holm. Julle behoort hom te ken as Rian in Binnelanders. En
Dit was net ongelooflik, omdat ek het hom genooi, hy gaan by ons gemeente kom praat. Maar een van die dinge stories wat hy vertel het, van sy lewe en getuienis, hy sit in 'n reistool na 'n duikongeluk, sy nek gebreek, vir baie jare gesukkel, voor hy net weer kon regop sit. En hy vertel die verhaal van 'n belewenis wat hy gehad het. Dis nog, hy's baie negatief, dis nou 2 jaar wat verloop het, en hy sit net by die huis en game speel, maar hy het 'n oppasser, en sy wil hom probeer positief kry, en sy sê, maar jy kan nie net hier bly sit nie, kom ons gaan net uit, ons gaan buite toe, kom ons gaan fliek. Hy sê toe alright, hy sê gaan fliek, en gaan fliek, en gaan Brooklyn toe, en kom uit die fliek uit na die, en nou stoot sy hom in die reistool, en nou moet sy hom inlaai by die bakkie, maar sy is so hoog, en die bakkie se sitplek is hierdie hoogte. Sy is alleen, sy moet hom opkry, hy moet daar sit. Die aftel was maklik, sy het hom in die broek gegryp en hy het so op die reistool geval en sy het hom gevat. Maar nou die op is moeilike. En sy beraam toe die plan, maar sy gaan so voor hom hurk en dan moet hy so om haar nek en om haar skouers vat en dan gaan sy opstaan, gaan sy so terug die wous en hom so probeer op die bakkie sit. Maar die plan werk toe nie so lekker nie. Hy vertel dit baie mooi. En verloor balans en alles, en sy is besig om te val, en sy probeer 'n laaste, om haar so omswaai, en sy bene is, daar's mos nie gevoel die teen die kar, onder die kar oor, en daar val hy bo op haar. En toe hy so bo op haar val, nou wil sy hulp kry, en sy skree, maar nou, hy lê bo op haar, sy sê, help! Hierdie benoude gil wat, en hy sê, nou staan hy so en hy lê so en hy kyk, want hulle is so net so 'n paar, so 20 meter van die Pick n Pay se ingang af. Daar staan 'n man met breë skouers en 'n jeanie sit, dan sit hy met albei sy arms so buite. En hy staan met hierdie pakkies, staan hy so, en hy hoor die geskree en hy kyk, en vir hom lyk dit nie goed. En hy los die pakkies en hy hardloop, want hy met hierdie vrou red. En hy sien hoe hierdie ou hom gaan skop. En al wat hy uitkry, ek is in 'n reistool. Al wat hy uitkry, en die ou gaan stop. En dis asof hy sê, hy kan sien in hierdie ou se oë wat besig is om gebeur, iets begin snap, en iets begin agter by hom snap, ek hoef nie te breek nie. Ek kan bou. Ek hoef nie die ou dood te maak nie. Maar ek kan eintlik bou. Ek is hier om te help, om liewer hierdie ou op te tel. En daar het die man hulle gehelp en opgetel. En dit my het gister, want ek het hom voorberei, en toe gister toe hy sy storie, kom ek agter, wow, hoeveel kere kom ons in die lewe, waar ons hierdie idee het van wat ons dink ons moet doen. Ons het nie noodwendig daai ingesteldheid van, ek is hier om te bou, ek is hier om te help, ek is nie hier om vingers te wys, oordele oor mense uit te spreek, mure op te stel nie. Christus is gekom om hierdie mure af te breek, en hy nooi ons in, om saam met hom in hierdie wêreld in te gaan. Jesus het saam met mense gaan eet, wat uitgesluit was, wat niemand saam wou eet nie. Hy het saam met Samaritane wat die vyand was, het hy gaan gesels. Hy het mense wat onrein was, het hy kom aanraak, hy het die mure afgebreek. En daarom is ek en jy 'n volgeling, iemand van die weg is, nooi hy ons om in mense se lewens te bou. Om by verhoudings te bou en by mense uit te kom. Dit is wat mense van die weg doen. Disipelskap gaan oor om brûe te bou na mense toe, om verhouding met mense te staan. Nie weg te draai van mense wat anders is as ek en jy nie. Dat ek en jy nie sal wag dat mense verander voor ons mense gaan lief hê nie. Maar dat ons mense gaan lief hê, want Christus ons eerste lief gehad en nog voor ons verander het. So dat ek en jy gaan luister, dat ons sal gaan en gaan dien. Juist moet ons weet, maar Jesus het my lief gehad nog voor ek my lewe verander het. Of toegelaat het dat hy my lewe kon verander.
En ek weet om brood te gaan bou is nie maklik nie. Dis 'n moeilike ding. Dis ongemaklik om dit te gaan doen. Juis as jy op plekke kom waar mense jou eintlik wegsit en verwerp, wil hulle nie hê jy moet hierdie brug bou nie, om nog steeds te gaan, met vriendelikheid en met oorgawe, hierdie pad te gaan stap. En daar waar mense jou oordeel, en omdat jy brug bou, dat jy nog steeds sal gaan, en nie. En daarom het Jesus vir ons hierdie mooi belofte kom gee. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Maar julle sal my getuies wees in Jerusalem, hier in die stad, sowel as in die hele Judea en die land, en in Samaria, daai plekke waar die vyande bewoon, waar jy nie meer wil hê nie, en tot die uithoeke van die wêreld. Die Heilige Gees sal oor jou kom. Hy gaan vir jou die woorde gee en die wysheid gee hoe om op te tree in elke situasie as jy vir Jesus volg en daai brug bou saam met mense. Hy gaan vir jou die sagtheid gee om te antwoord as skel mense ja doen jy dat jy in sagtheid liewer met mense gaan praat want jy kies om brug te bou. Dis nie om af te breek nie, dis nie om te fight nie. Dis om brug te bou. Want dis wat Jesus kom doen het. Die Gees is soos asem in ons lewens. Dit laat ons geloof herinner. Die Gees herinner ons daaraan, maar ons lewe vir Jesus. Ons is saam met Jesus op pad. En dan weet ons is nie alleen nie. Ons is sy Gees. Maar wat beteken dit dan prakties? Prakties vir my en vir jou. Prakties beteken dit 'n paar dinge. Ek weet jy moet met 'n oop hart eerste van alles lewe. Dit beteken ek moet elke dag vir die Here vra, Here, wie wil U hê vandag moet ek raak sien? Met wie wil U hê vandag moet ek 'n brug bou? Van liefde. By die skool mag dit dalk wees iemand wat uitgesluit word. Wat jong mense eenkant toe skuif, is dat ek dalk net daai vriendelike persoon sal wees. Sê, hallo, het lyk vir my jy het vandag 'n slegte dag. Kan ek hier by jou staan? Hoe gaan dit? Jy's nie onsigbaar nie. Kan ek jou leer ken? By die huis kan dit wees, daar waar raak spanning is en ongemak en stilte dalk, stilstype in die huis is, om 'n brug van vrede dalk te bou. Om sag op te tree, te vergewe. By jou vriende wat dalk moedeloos is en worstel met twyfel, is dat ek en jy dalk daai brug van geloof en van hoop kan wees. Om te luister, nie te oordeel nie. En dalk net te deel wat Jesus in jou lewe kom doen het. En hoe hy jou kom verander het. By die gemeente, om brug te bou beteken dalk om brug tussen generasies te bou. Oud en jong, brug bou met mekaar, dat jy selfs met mense wat verskillende kultuur of verskillende style het van, dat ons brug bou, want ons weet dat elke daad van liefde, vriendelike woord, of dis wat die Here wil hê, ons moet hierdie eenheid vorm, die brug wat ons moet bou, want Jesus was 'n brugbouer, en hy roep ons om brugbouers te wees, as disippels. Hier's 'n paar praktiese gewoontes wat ek vir jou wil gee, wat jy kan vat. En dis baie maklik, dit gaan oor jou sintuie. Geloofsritme is iets wat jy elke dag kan beoefen. Te begin elke dag en sê, my lewe en my hart behoort aan die Here. Ek kies vandag om vir hom te dien. Daarom vra ek, Here, my oor, ek vat my oor, Here, kom praat met my, sê vir my, wat moet ek vandag doen, as ek saam met U op weg is? My oor, Here, wys vir my, laat my sien die mense, wat U vir my wys vandag, met wie ek 'n brug moet bou. Here, my voete, help my om te gaan,
en nie net een kant te bly staan nie. Help my om die tree te gee om by hulle te kom, om dit te gaan doen. Here, my hande, gebruik my hande vandag om iemand te dien, om 'n daad van liefde, klein simbool te doen van ek gee om, wat 'n brug bou na iemand anders toe. My mond, om vriendelike woorde te spreek, om iets met mense te deel wat iemand kan opbou en daai band kan maak. Die laaste teks wat ek en vir jou wil gee is deel van ons roeping wat Paulus ons aan herinner. 2 Korintiërs 5 sê Paulus, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. God gee vir ons juis hierdie bediening van versoening dat hy vir ons gegee. Want dis wat Jesus kom doen het. Die hart van die evangelie, Christus het ons kom versoen deur die kruis sodat ons by die Vader kan wees. En nou gee hy ons daai selfde bediening aan my en jou. Ek en jy is nou die ambassadeurs van vrede in God se koninkryk. Hy het hierdie bediening aan ons toevertrou, sê Paulus. Dink daaroor. Ek en jy is die mense wat vrede bring. Die mense wat ander insluit. Mense wat brûe bou. Dit is wat die Here vir my en vir jou vra. Ek wil afsluit. Ek en jy is mense van die weg. Ons is nie klaar nie. Ons is op pad. Ons is nie volmaak nie. Maar ons leef elke dag saam met Christus en weet, hy gaan ons nuut maak en verander. Ons volg hom. En ons is besig om ons lewe vir hom te leef. En daarom bou ons brûe, want dis waarvoor hy my en jou geroep het. En dan die laaste gedeelte van dieselfde teks wat ons nou mee begin het, wil ek mee afsluit. Ek en jy kan dit nie as individue doen nie. Dis nie hoe God dit gedoen het nie. Hy het ons nie alleen geroep nie. Vir die belydensklas, jy gradueer nie nou en maak klaar by die kerk nie. Jy maak jou deel van 'n geloofsgemeenskap. Luister hierso. Julle is dis nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys tot 'n heilige tempel vir die Here. Luister nou hierso, vers 22. In wie julle ook saam opgebou is as 'n geestelike huis waarin God woon. Waar julle saam opgebou is. Volgens sy hande vat, saam opgebou. As kinders van die Here, sy huisgesin, sy kerk, sy span, wat oral gaan om brûe te bou. Die brûe begin alreeds hier, maar het stop nie hier nie. Het gaan buite, na elke persoon, na elke plek waar jy kom, bring jy Christus, en jy bou brûe. Dink bietjie daaraan. As ek en jy gehoorsaam daar is, elke brug bring iemand nader aan Christus. En kan iemand Christus se liefde ervaar. Sal ek en jy gehoorsaam wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat ons 'n roeping het. Dat U ons iets kom maak. Dat U ons kom verander en U nooi ons saam om deel te wees van U lewe, van U werk, van alles wat U mee besig is. Dankie dat ons 'n doel en 'n purpose het. En Here Jesus, ons wil kom bid as U gemeente dat U ons sal gebruik om hierdie brûe te bou.
dat ons in ons gemeenskap baie brûe sal bou na mense toe, oral waar ons gaan. Gebruik ons, Here. Ons maak onsself beskikbaar in U diens. In Jesus naam bid ons dit. Amen.